Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom vanoggend by hierdie boodskap. My naam is Quinte Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Baie welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars, daar waar jy nou is. Dalk sit jy in jou voertuig, jy luister na hierdie boodskap en dalk sit jy langs jou radio en jy luister. Ook welkom aan NG Park se YouTube kanaal wat inskakel. Mag die Here vanoggend aan die woord kom. Ek is 'n stofmens en ek bely vanoggend Jesus as my verlosser en saligmaker. Ons is al so 22 plus dae in hierdie jaar in en ons sê vir mekaar, die jaar is besig om vinnig tempo op te tel en die vraag vanoggend het by my opgekom, maar hoe was die eerste paar weke van die nuwe jaar vir jou gewees? Daai dinge wat jy dalk voorgeneem het, jy gaan doen en dalk nie by uitgekom het nie. Waar is jy op hierdie stadium in jou lewe en hoe lyk die jaar so ver vir jou? Vanoggend wil ek juist stil staan met hierdie tema, ek stap 2026 saam met God die pad. Ek stap saam met God 2026 die pad en ons gaan uit die woord uit lees, 'n hele paar tekste, maar voordat ons dit gaan doen, kom ons bid saam vanoggend. Geliefdes, voel welkom, net daar waar jy is, en dan dink ons so 'n bietjie, wat het in die laaste paar weke gebeur, en wat lê nog vir my voor in hierdie jaar? Daar's 'n hele 2026 wat voor lê, 'n jaar wat ongeskryf is, die papier, die vel is skoon. Kom ons raak nou net 'n oomblik rustig en dan gaan ons uit die woord uit hierdie antwoord soek vanoggend. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, U is 'n God wat vanoggend hier teenwoordig is, dat U in hierdie boodskap aan die woord kom, uit die woord uit spreek U. Ek bely U as my verlosser en Here, meer as dit vra ek dat U my sal gebruik as stofmens om hierdie boodskap oor te dra. Maar dan ook vanoggend, Here, kom ons in 'n absolute afhanklikheid. Hierdie jaar is besig om tempo op te tel en ek kan dit hoor by die geliefdes daar buite, hulle raak besig, die boerderygemeenskap, die besighede. Ja, Vader, ek weet dat U met ons elkeen 'n pad stap. Dis droog by ons hier in die Kaap, is droog in die Klein Karoo, ons het Sondag ook wat verby is vir ootmoedig en Here, elke keer kom ons net voor U staan en sê, Here, ons is afhanklik. Ons vra, Here, dat U ons genadig sal wees, dat U ons harte ook sal raak sien. Ek bid nou vir elkeen wat volgend luister en kyk, Here, dat U hulle sal ontmoet op die plek net daar waar hulle is, en dat U sal spreek, Here, want U kinders luister. Laat die boodskap vanoggend, al is dit 'n sin of 'n woord, dat dit sal tref en dat ons daaroor sal dink, introspeksie doen en dat ons weet dan hierdie jaar anders aanpak as wat ons dalk die eerste paar weke aangepak het. Ek bid nou vir ons vanoggend, Here, en ek bid dit in die naam van die opgestane Jesus. Spreek U, Here, U kinders luister. In Jesus naam, amen. Het die jaar begin soos wat jy gedink het, hy gaan begin? Is daai voornemens van jou, het jy daarby uitgekom? Of waar is jy in hierdie jaar en waar bevind jy jouself? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Het jy gesê, hierdie jaar gaan ek met oorgawe leef, ek gaan die pad saam met die Here stap en ek gaan hand aan hand saam met hom stap en het jy sover dit al gedoen? Of het jy weer begin met voornemens Desember en die eerste paar weke in Januarie het verby gevlieg en jy het weer nie daarby uitgekom nie? Of jy is nog nie daar waar jy wil hê of waar jy graag wil wees nie? Nou, ek dink 2026 is nog ongeskryf. Ek het dit nou ook gesê, dis 'n skoon blaai. Ons weet nie wat wag vir ons nie, die onbekende dalk, maar dalk wag dalk vir ons vreugde. Daar is dalk moontlik uitdagings, daar is dalk moontlik onsekerheid, daar is ook hoop, en daar is ook pragtige dinge wat wag in 2026. Maar een ding is vir my seker, dat ek kan nie die pad stap sonder God nie. Die God wat voor ons uitstap, kom nooi jou vanoggend en sê, stap saam met my die pad. Stap tree vir tree saam met my die pad. Want die Christelike lewe, vriende, is nie 'n to-do-lysie nie, as ek dit in aanhalingstekens kan sit. Maar dit is 'n pad van verhouding met God, dit is 'n pad van oorgawe,
Dis 'n pad van voluit leef saam met God. Ek gaan dit nie alleen aanpak nie, daarom het ek nou so gevra, maar hoe het jy gevaar tot dusver? Was jy suksesvol in die laaste paar weke? Het jy die jaar begin soos jy gedink het hy gaan begin, of het jy alreeds seer beleef, of is daar siekte of vrees of bekommernis, dalk het jy al 'n geliefde aan die dood afgestaan in die laaste paar weke? Mag die Here jou dan vertroos en krag gee en omvou van alle kante af. Maar om vanoggend weer te sê, maar dis nou maar net die eerste paar weke, wat hou hierdie jaar in? Hoe lyk die res van die jaar? Het ek na so 3 punte gaan kyk, en ek wil dit graag met julle deel vanoggend, wat die Here op my hart druk, om te sê, maar hoe nou? Hierdie jaar het nou begin, hy het vinnig begin, en ons moet vir mekaar sê, maar nou hoe vorentoe? Kom ons stop net 'n oomblik. Stop net voordat hierdie jaar te vinnig aan die gang kom, die tempo te hoog raak, en kom ons sê, maar wat nou? Wat het gebeur? Wat het ek voorgeneem? Wat het ek beplan? Wat se visie, missie het ek gehad? Maar waar is ek nou, en waantoe is ek op pad? Ek begin met die eerste teks wat ek wil lees, en dis in Romeine 12 vers 1 en 2. Nou sê Paulus, en dit gaan oor die nuwe lewe in Christus, hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God, as 'n lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dan sê hy, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet 'n oomblik stil staan en hoor, ek moet hierdie jaar, ek wil graag ook met oorgawe leef, maar ek wil leef vir die Here. Ek leef in die eerste plek saam met God, en dit beteken God is eerste in my lewe. Nou toets jou gou self, was die laaste paar weke God eerste, of het jy met jou menslike dinge besig geraak? Waar het God ingepas? Het jy tyd gemaak vir die Here? Oorgawe is nie net iets wat jy een keer in jou lewe doen nie, dis iets wat jy daagliks doen. Dis 'n daaglikse keuse om in oorgawe aan God ook te leef. Leef met oorgawe. Nou staan daar, ek doen 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. So, God het ons eerste lief, my identiteit is ook in God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Dis die eerste ding wat ek hoor vanoggend. Het jy die jaar begin, dat jy jouself aan God oorgegee het. Natuurlik wil baie mense gewig verloor en op oefenprogramme gaan en hierdie jaar gaan ek dit doen en ek gaan dit in my besigheid inbou en dit gaan gebeur en ons het al hierdie drome, mens kan amper sê die life coaching of corporate coaching idees en goed wat ons vir onsself en ons koppe kognitief beplan en maak. Maar ek kom vra 'n eenvoudige vraag vir jou vanoggend. Het jy jouself aan God gegee hierdie jaar? Hoe lyk dit in jou lewe? Is God die eerste plek? Vat hy die eerste plek in jou lewe in? Dis 'n daaglikse keuse. Dat ek kom en ek sê, Here, my tyd en my planne, my vrese en my drome, dit behoort aan U en ek kom gee dit vir U vandag. Ek kom gee 2026 vir U. Here, ek kom vra nie vir beter prestasies nie, maar ek kom vra dat U die nommer 1 in my lewe sal wees, dat U teenwoordig sal wees, dat U liefde my sal dra, U genade. Ek kom vra ook vanoggend, Here, vat my aan die hand en stap met my tree vir tree die toekoms in. Oorgawe beteken nie 'n passiwiteit nie, nou gee ek oor en nou los ek dit nie, maar ek vertrou natuurlik die Here, maar ek gaan leef ook prakties. Ek gaan leef daai oorgawe lewe. Ek leef nie vir myself nie, maar ek leef vir God en tot eer van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Doen jy dinge wat vir God aanneemlik is, want dis die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. So jy moet gedurig vra, maar wat is God se wil vir my lewe? Wat is sy plan? As ek 'n ding gaan doen, was dit nou aanneemlik vir God wat ek gesê het?
Wat ek gedink het, wat ek gedoen het, is God tevrede met wat ek nou net gedoen het? Vriende, hoe het jy mense hanteer die laaste paar weke? Soms aan die begin van hierdie jaar, jou nuwejaarsvoornemens, het jy daarby uitgekom? En dan besef ons, God moet eerste wees. Ek moet myself weer kom gee as 'n offer vir die Here. Kom sê, Here, hier is ek alweer, ek slaan op my eie bors, hierdie jaar is nog nie die eerste maand klaar nie, maar ek is alweer voor U, stofmens. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Boetie, sussie, wees gou eerlik, het jy weer gegly in die laaste paar weke? Het ons weer teruggekeer na ons ou weë toe? Of het ons toegelaat dat God ons verander deur ons denke te vernuwe? Want dan gebeur daar iets in my binneste. Dan is ek anders. Ek kyk anders na mense. Ek het meer liefde en geduld en genade en ek het vrug van die Gees en ek dra dit en ek wys dit ook vir mense. Dan kan ons ook onderskei wat die wil van God is as ons tyd saam met God spandeer in sy woord en deur die Gees kom lei hy vir my. En om dan te kan sê, Here, ek wil juis dinge doen wat vir U goed en aanneemlik en volmaak is. Maar eers dan, wanneer jy jouself gegee het as 'n lewende en heilige offer. So om met oorgawe te leef, is my eerste punt vir oggend, dat jy jouself moet gee om tot eer van God te leef. Genade vra nie dat ek en jy niks doen nie, maar dat ons alles uit oorgawe doen vir God. Dietrich Bonhoeffer, die bekende, sê, when Christ calls a man, he bids him come and die. Oorgawe beteken dat ek my eie beheer sal prysgee en sê, Christus, U is in beheer van my lewe. Here, wys vir my, sê U vir my, wat is U plan vir my lewe, wat wil U hê moet ek doen? En jy gaan dit in die woord lees, die Here gaan dit bevestig vir jou, jy gaan dit in gebed beleef met die Here stap met ons hierdie pad, en om in oorgawe te leef, moet ons sê, Here, maar U roep my, dat ek my kruis opneem en U sal volg. Follow me, sê Jesus, volg my. Oorgawe beteken nie dat ek selfvoldane trots en eie ek is nie, maar dat ek sal oopbreek voor die Here en sê, Vader, ek gee myself aan U as 'n lewende en heilige offer. Luister mooi die woord, lewend, heilig, dat ek heilig sal gaan leef. Want Christus is heilig. Galasiërs 2:20, ek is nou in Christus, nie ek wat leef nie, maar Christus in my. Petrus, ek gaan heilig leef, want Christus is heilig. Kom ons hoor dit. Gee jouself as 'n lewende en heilige offer, God eerste, en plaas God eerste in jou lewe, met al jou keuses, besluite, wat jy moet maak. Leef met oorgawe. Die tweede punt wat ek wil aanraak, wat hierby aansluit, is in Johannes hoofstuk 15, en ek lees vir ons daar vers 4 en 5, Johannes 15. Julle moet in my bly, en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook nie julle, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie, sê Jesus. Julle moet in my bly, ek en julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Die woorde wat ek gaan kyk het in die Grieks is die woorde mainate en emoi, wat beteken bly in my, die woordjie meno, wat die woord dan beteken om te bly, kan ook vertaal word met vertoef, om aan te hou, om te woon, om nie weg te beweeg van God af nie, om standvastig te wees, om in gebed te staan, in sy woord, om gehoorsaam te wees. Hierdie woordjie meno beteken ek bly, ek gaan aanhou, God bly in my en ek in hom, ek gaan nie wegbeweeg nie, sê die Here, jy is my kind, ek is lief vir jou, julle moet in my bly en ek in julle.
Maar bly in God, bly standvastig in God, dis wat ek hoor, wat die Grieks vir my kom sê. Christendom is in die eerste plek nie 'n klomp reëls wat ons moet nakom nie, dis 'n lewende verhouding met die opgestane Jesus. Hoor ons dit vanoggend? Leef in verhouding met God elke dag en stap naby aan God. Dis hoekom vanoggend sê stap saam met God 2026. Dis die tema van die preek, stap saam met God 2026, want ek stap in 'n nabye lewende verhouding met die Here en ek vra Here, wat is U wil vir my? Dis nie net 'n klomp teorie nie, dis nie net nog 'n preek van 'n dominee wat jy hoor nie. Jy stap saam met God die pad. En jy stap elke dag saam met hom, my nate en mooi, die Grieks sê, ek bly in hom, en hy in my, hy vertoef by my, ek gaan aanhou, hy woon in my, hy beweeg nie weg nie, ek staan standvastig in hom, daar's 'n volgehoue vertroue in die opgestane Jesus, en natuurlik, wanneer ek in Christus bly, dan kan ek vrug dra. Volgehoue vertroue. Maar luister gou mooi, 'n loot ontvang lewe. 'n loot ontvang lewe. Jy's afhanklik ook as loot. Ek kan nie op my eie bestaan nie. Ek kan niks sonder God doen nie, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons dink ons kan self. En ons wil so graag eer kry vir dit wat ek self gedoen het. Maar dit is alles net genade. Wat ek is genade, wat ek het, is net geleen. 2026 vriende, vra dat jy dieper sal gaan in jou verhouding met God. Dis my gebed vir hierdie jaar vir jou. Dat jy 2026 dieper in jou verhouding met God sal gaan. N.T. Wright, die bekende Nuwe Testamentikus wat sê Christianity is not simply about believing things, it is about belonging to a person. It's not about believing things, maar ek behoort aan Jesus. E.P. Groenewald, die bekende E.P. Groenewald reeks, wat sê geloof is nie net kennis van God nie, maar 'n lewende verhouding waarin die mens hom volkome aan God toevertrou, 'n lewende verhouding waar ek volkome my hele lewe kom gee vir die Here, sê 2026, Here, ek weet nie wat nog op my pad kom nie, maar ek weet U is teenwoordig, en dit gee vir my 'n stuk vrede, 'n stuk kalmte. Ek wil vanoggend by die 3de punt uitkom, en daar gaan ek so 3 tekste lees. Ek dink ons almal wil graag voluit leef. Ons wil voluit leef 2026, maar 'n lewe moet ook lig wys. Ek wil 'n ligdraer wees, en ek wil God se lig laat skyn in die wêreld, want ons is hande en voete. Maar ek wil voluit leef. Wil jy ook voluit leef? Die antwoord is ja. Kom ons leef voluit. Maar hier's 'n paar tekste wat vir my iets kom sê. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei, maar ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Psalm 16 vers 11 sê, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Hoor jy die oorvloed? 2 Timoteus 1 vers 7, luister eers die 83 vertaling, die gees wat God vir ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. God wat kom vul, hy vul ons met krag, liefde en selfbeheersing hierdie jaar. Luister gou die 33 vertaling, 33:53 wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Want vrees kom nie van God af nie. Ek gaan nie met vrees 2026 in nie. Ek het nie hierdie vreesagtigheid nie, want ek het God. Ek bly in hom, my nate en mooi. Ek is in Christus. Ek bly in hom. Ek gaan nie weggaan van hom af nie. Hy ook nie van my af nie. Want God het jou lief. Ons gaan voluit
leef. Volheid beteken dat ek ook met krag en liefde en selfbeheersing voluit gaan leef. Om voluit te leef beteken nie dat ek alles perfek gaan doen hierdie jaar nie, en dat ek perfek is nie, vriende, ons is nie. Maar ek is in God die heeltyd. En hy is teenwoordig in my lewe, en ons leef met hoop, ons leef met moed, en ons leef met liefde, krag en met selfbeheersing. Ek lees 'n stukkie wat Henry Nouwen skryf, maar hy skryf ons baie keer oor leierskap. En Henry Nouwen het die volgende gesê, hy sê, the great illusion of leadership is to think that man can be led out of the desert by someone who has never been there. Dat jy uit die woestyn uitgelei kan word deur iemand wat nog nooit daar was nie. Ek het volgende vir jou nuus. Jesus was daar. Hy was daar. Hy het die pad gestap. Hy het die Via Dolorosa gestap. Hy het aan die kruishout gaan sterf. Hy het ons kom dien. Tot die dood toe die dood aan die kruis. Het hy jou kom dien. Hy het die pad gestap. Hy ken die pad. Meer as dit, hy is die seun van die lewende God. Hy is God. En as ons iets verstaan vanoggend, ons het die voorbeeld. Hy is ons leier, hy is die hoof van die kerk. Kom ons volg hom. Hy kom sê dit vir ons, hy kom vra dit vir ons. Kom stap in sy voetspore 2026. In die oomblik as jy agterkom, ek het alweer 'n bietjie afgedwaal, ek het alweer gaan grondpad loop, ek het alweer 'n paar potholes gaan raak trap. Kom weer terug op God se pad. Kom weer vanoggend, al het jy die laaste paar weke ook nie uitgekom by waar jy moes uitkom nie. Kom weer uit by God, en dat hy die middelpunt van hierdie jaar en van jou lewe sal wees. Ja, wanneer ons voluit leef met God, word ons ook 'n lig vir ander mense. Ek sluit vanoggend af, en ek wil juist afsluit met 'n baie treffende storie wat ek raak gelees het, van 'n jong man wat al die toerusting moontlik gehad het, om te gaan stap in die berge, en hy het sy rugsak gepak, en hy het presies geweet wat hy moet inpak, en hierdie kos, en hoe lank het hom gaan hou, en hy het op hierdie 5-dag staproete oor hierdie berge gegaan, en hy het besef, hy het hierdie tegnologie nodig, hy het nodig om te weet waartoe hy op pad is, 'n GPS, hy het kos gehad, hy het regtig sy rugsak so gepak, dat hy noodplanne gehad het, hy het water, hy het kos, hy het alles gehad. En toe gebeur die onmoontlike amper. Hy gaan alleen op hierdie staproete, want hy wou dit graag alleen doen, en hy wou nie saam met 'n groep gaan nie. En daar gebeur dit, dat hy op sy eerste dag hierdie wolke saamgetrek, en het ewe skielik 'n digte mis oor hierdie berge gekom. En vir een of ander rede wou sy tegnologie glad nie werk nie. Hy het nie 'n selfoonsein gehad nie, niks het gewerk nie, en toe verdwaal hy, en hy gaan op 'n verkeerde afdraai roete, en ewe skielik weet hy nie waartoe hy loop nie, en waar hy moet wees nie. Maar hy onthou toe, die ou by die kantoor het vir hom gesê, meneer, jy moet net noord loop, want noord sal jy die eerste hut kry waar jy gaan oornag. Jy moet hom net volg, en jy moet bly noord loop. En die ou het nog met hom gespot en gesê, weet jy waar is noord? Ja, het hy vinnig op sy foon gekyk, en hy het gesê, nee, ek weet presies waarheen om te loop. En toe niks werk nie. Toe weet hy nie wat om te doen nie. Maar hy onthou, hy het sy oupa se kompas in sy rugsak ingepak. Hy het nie geweet hoekom hy dit doen nie, maar hy het hierdie kompas ingepak. En toe gaan sit hy op 'n klip, hy kan niks sien voor hom nie, hy sien so ver soos 'n meter, hy weet nie waarna toe nie, hy is verdwaald in hierdie berge, en hy besef hierdie dag is besig om uit te loop. En hy het die kompas ontdek in hierdie rugsak. Hy het die kompas neergesit, en hy kon sien waar is noord. En so het hy noord bly loop, en noord bly loop, tree vir tree met hierdie kompas in sy hand, en teen vroeg aand, toe bereik hy die hut waar hy moes oornag, want hy het die instruksie gevolg. Jy moet net noord loop. En daarom het hy noord geloop met die kompas in sy hand.
Vriende, hierdie storie het my nogal getref eintlik, want toe besef ek, die Here Jesus het ook vir my gesê, volg my. En toe gee hy nog vir ons die Bybel ook, die woord van God wat ons kompas is. En sê, volg net hierdie kompas. Stap agter my aan, volg my. Ek stap tree vir tree saam met jou die toekoms in. Vriende, ons het 'n Bybel. Kom ons lees hierdie Bybel, kom ons bid. Kom ons staan in 'n verhouding met God elke dag, tree vir tree. Sal ons uitkom waar ons moet uitkom. En God stap saam met ons hierdie pad. Hy stap 'n pad saam met ons en ek en jy kan met oorgawe leef. Ons staan in verhouding met die opgestane Jesus en meer as dit, ons kan voluit leef. Ons kan hierdie jaar voluit leef. Maar dit gaan beteken, ons het 'n kompas in ons hand nodig. Mag jy ook aan die kompas vashou en mag jy dan in 'n lewende verhouding met God staan. Ek bid dit vir jou vanoggend. As jy voel jy het bietjie verdwaal in die laaste paar weke van 2026, staan vas van ons hoop. My hoop is in die opgestane Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net weer herinner word dat ons 'n kompas het en dit is u woord, Here. En dat u in u woord vir ons kom sê, volg my. Volg my. As jy nie weet waarna toe nie, volg net die kompas. Want Here, u kom wys ons die pad wat ons moet stap. U kom leer ons in die woord wat's reg en verkeerd, wat ons moet en nie moet doen nie. Maar Here, u is die God wat saam met ons deur alles gaan, goeie en in slegte tye. Here, is u daar. Ek prys u naam vanoggend, Here, dat ons hierdie geleentheid het weekliks waar ek hier op die radio kan die woord verkondig en weer vir Boetie en Sissie net herinner en onthou. Maar die evangelie staan vas tot in 2026. My enigste hoop is die opgestane Jesus. Here, dankie vir almal wat kyk en wat luister. Seën hulle nou, net daar waar hulle is. Ek bid vir hulle, Here, dat hulle weer opnuut vanoggend sal sê, maar ek stap nou saam met God 2026 in. Ek loof u daarvoor en ek prys u tot in ewigheid. Dankie Jesus. Amen. Vriende, goedheid en guns vir julle, seën vir julle. Ons kuier weer met mekaar. 'n Mooi week.